Hallo, ek is Marius Greyling vir Suidlanders Media. Ons gaan eers weer in ons Suid-Afrikaanse nuus induik voordat ons by die internasionale nuus kom. Daar is al 'n tydjie sprake dat Cyril nie meer die ANC en dus Suid-Afrika se president gaan wees nie. Die ANC verloor steun en moet plan maak om nog steeds in mag te kan bly. Almal sou dink dat Paul Mashatile of selfs Gwede Mantashe sal oorvat, maar dit lyk my dat Patrice Motsepe die voorloper is. Hy is 'n groot besigheidsman wat sy begin in die mynbedryf gehad het. Hy is nie ooglopend in die politiek gewees nie, so sy naam is nog half ongeskend. Maar waar het ons al hierdie storie van tevore gehoor? O ja, dis presies die storie wat hulle gesê het van ou Cyril. Sal die massas vir 'n tweede keer val vir dieselfde storie? Wel, hulle mag dalk, is my eerlike opinie. Die hofsaak tussen AfriForum en die staat oor expropriation without compensation gaan nou begin in die Hooggeregshof. Almal hoop dat net soos met die NHI, dat hierdie hofsaak dit gaan belemmer of sal self stopsit vir die volgende paar jaar. In my opinie is daar wel 'n verskil tussen hierdie twee sake. Die NHI moet deur die staat geïmplementeer word en die man op die straat kan nie veel daaraan doen nie. Maar die onteiening sonder vergoeding kan nog steeds lei dat die massas jou eiendom in land gryp, kom vat. Die massas gaan nie omgee oor wat die hof sê nie. Hulle weet dat daar nou voorsiening gemaak is dat hulle wettig mag plak en dat die eienaar van daardie eiendom amper niks kan doen om hulle te kan verwyder nie. Jy weet mos, take back the stolen land. So op die ou ende moet jy maar saam met hulle leef, of jy moet jou eiendom net laat gaan, want wie gaan nou jou eiendom wil koop as daar 'n klomp plakkers daarop woon? As jy sukkel want jy kry nie werk nie, jy kan nie kos koop nie of jou huur betaal nie, mag jy nou wettiglik jou broers en susters hof toe vat vir finansiële help. Dit was gewoonlik net rondom die verantwoordelikheid van kinders, dat as die ouers geskei is en die ouers kan nie sorg vir die kind nie, dat die ouma en oupas dan mag gedagvaar word vir onderhoud. Maar in Suid-Afrika mag jy nou bakkant staan wettiglik teenoor jou familie en die staat, omdat jy te sleg en te lui is om self te werk. Nou oor na die internasionale nuus. Voordat ek begin praat oor wie bom vir wie en watter lande is nou al almal betrokke by hierdie geveg, wil ek net 'n paar gedagtes of gesprekspunte uitlig. Het jy geweet dat volgens die Joodse rabbies en hulle Talmud is ons nou in die tyd wat hulle 'n groot grondgebied moet annekseer om die oorspronklike Israel area te mag hê. Ook dat hierdie tyd die derde tempel gebou moet word. Hulle sê ook dat daar baie min tyd oor is om 'n oorlog te maak teenoor die res van die wêreld en sodoende Armageddon te laat gebeur voordat die seisoen van vrede aanbreek. Dit is ook natuurlik alles sodat hulle Messias moet kom. So op daardie noot het daar berigte uitgekom dat Amerikaanse soldate deur hulle leierstrukture gesê is dat hierdie oorlog met Iran God se plan is om Armageddon te begin sodat Jesus binnekort kan kom. Daar is ook gesê dat Trump 'n gesalfde een is van God wat sy doel sal laat gebeur. Nou aan die ander kant is Iran. Hulle Islam geloof glo dat alle mense wat nie aan hulle moslim geloof glo nie, infidels is. Nou infidels is so goed soos diere in hulle oë en hulle sal enige iets doen vir hulle geloof. Vat byvoorbeeld die selfmoordbommers wat glo hulle sal ryklik geseën wees omdat hulle self laat dood het en asook omdat hulle teen die weste of die infidel opgetree het in daardie aksie. Dit is natuurlik nie net Iran wat hierdie geloof beoefen nie. Die meeste van die Midde-Ooste asook miljoene wat nou in die Europese lande woon. Miskien is dit die rede hoekom van hierdie Europese lande nie sommer dadelik vir Amerika en Israel wil steun nie, veral Groot-Brittanje. Die oorlog het nou al uitgebrei en affekteer nie net meer Israel en Iran se grondgebied nie, maar lande soos die Jordaan, Irak, Kuwait, Lebanon, Oman, Bahrein, Saudi-Arabië en selfs Indië. Lande soos Duitsland en Frankryk help glo om hommeltuie af te weer. Rusland en China het hulle sterk teenoor die oorlog uitgespreek en mag dalk self ook later 'n handjie begin bysit. Klink dit dalk soos die begin van die derde wêreldoorlog vir jou?
Ons sal moet begin besef dat alles nie so wit en swart is soos wat daar vir ons vertel word nie. Die verskonings wat die politieke leiers en die wêreldmagte vir ons gee is net mooi praatjies. Alles gaan oor verskillende groepe se ideologieë. Die Joodse Zioniste doen dinge vir hulle eie geloofsredes. Die Islamiete presies dieselfde. En dan kry ons ook die superrykes wat by die Wêreldekonomiese Forum en die Wêreldgesondheidsorganisasie sit en besluite maak wat almal op aarde affekteer met hulle eie ideologieë. Somstyds oorkruis van hierdie ideologieë. Mense, ons gaan moet begin om ons Bybel te bestudeer. Begin vir jouself te sien wie is wie en wat is waar en wat gaan in die laaste dae gebeur. Begin jou verhouding met ons Vader reg te kry en daarna ook sommer jou voorbereiding. Ons weet mos nou as die straat van Hormuz toebly vir lank, hoe gaan die diesel en petrolpryse die hoogte inskiet en wat se domino effek dit sal hê in ons eie land, maar ook reg oor die wêreld. Van my kant af, ek hoop jy het 'n geseënde naweek verder. Mooi loop.